Eindelijk is een beetje op my Skep nou terug. En gaan. Kyk. Ons is aan, hy is suppose om te werk. Hey Anu, Hey Patrice. wat maak jou hier in die bos? Man, ek wou kom vlieg het met die drone, maar ek weet nou nie, hierdie klein dingetjie lyk nie vir my of hy daai ding kan beheer nie. Ja, ek want wou sê, dit niks lyk nie vir my werk of jy dit reg kry nie. Nee, ek het hom tot daar gekry, maar hierdie ek dink dit is verkeerde remote. Hierdie remote moet te klein wees om daai ding te beheer. beheer. Of dink jy is die operateur? Dis definitief die remote. Dis die remote. Kyk hoe klein is hierdie ding. Kan nie hy wees Ja. wat daai werk nie. Ja. Nee, ek hoor jou. En weet jy nee, ek moet net vir sê, ek dink dit kan potensieel die operateur wees, maar ek sal dit nie vir jou sê nie, want dit sal net lelik wees. Maar in vandag se dae, het jy al gesien, met so groot sleuteltjie, start met die kar. Jy hoef hom eers te draai nie. In die broeksak. Daai Ja. fancy goed. Weet jy wat, dit het al met my gebeur, dan ry iemand met die kar en dan sê ek soos, of hulle ry met 'n ander kar en dan het hulle die sleutel by hulle en dan sê ek soos, Dan kan jy Ek kan lekker niks doen nie. nêrens. man, hulle Ja. die sleutel net soos, die kar kan oop, maar kan Ja. nêrens heen gaan nie. Ja, so ek sê maar net, dis nie noodwendig die, maar los dit daar gelos, kom laat ons nou nie persoonlik raak nie. Okay, Ja, nee, ek het- maar weet jy wat besef ek nou, jy praat van 'n klein ding. Ek het ergens iets gelees, nê? Iets van 'n klein 'n skip, nê? Jy weet soos daai ou tydse houtskepe, was hierdie Makuluans. makulu goed, nê? Ja. Soos massive. En dan so daai ouens wat daar bo met die groot stuurwiel. Oh, lyk Weet jy wat het ek nou die dag uitgevind, nê? Ja. Daai groot stuurwiel, hy's net aan so klein dinge onder vas. Serius? Ja, en daai Dit is klein nie ding, nee, as hy dan so maak, dan draai daai klein ding so. So hy lyk so super awesome, maar eintlik is dit so piep piep. Maar wat vir my cool was is, daai klein ding het actually gewerk en hy het En soos dit het as die ons hele gedraai- skip, daai het die hele massive skip bepaal wat se rigting hy gaan. En ek het nou die dag so iets raak Wow. gelees in die Bybel. Dis eintlik hoekom wat ek soos, wat praat hulle van 'n skip in die Bybel? Wat het jy dit gelees? In Jakobus, in Jakobus Ja. 3, hier van vers 2 af lees ek toe dat hulle sê ons tong Ja. is soos 'n skip se, ek gaan nou net maar die Engels sê, is 'n rudder of soos die stiebeel in 'n perd of 'n stang in 'n perd se mond. So jy trek hom die kant toe, dan gat hy die kant toe. So Ja, dis hy ons verwys mond. eintlik na 'n skip se roer. Ja. So dit roer die skip. Ja. Waartoe hy gaan. So ek Ja. het daar gelees en toe besef ek, yes, ek moet dalk, want hulle sê jou tong, so die woorde wat ons sê, bepaal die rigting waarin hierdie skip gaan of die perd dan gaan of ek dan gaan. So ek kan met 'n klein ding my hele lewe Nogal bepaal. massive, dis crazy. Ja. Maar weet jy, dit laat my nou eintlik dink aan Spreuke, nê? Ja. Spreuke 18, dan skryf die skrywer daar dat lewe en dood is in die mag van die tong. En dit wat jy Wow. sê, dit kan jou hele lewe bepaal. Soos die skip. Ja, dis nogal crazy. Om te dink iemand van way back when en iemand van ander tyd daarso in die Nuwe Testament, hulle het iets gesnap, nê? Iets met die krag van die tong. Ek dink wel is waar is nogal iets wat ons vandag baie keer mis. Ek dink ons snap dit nie altyd nie. So dit gaan nie oor die grootte van 'n ding wat dit gaan oor dit wat die minste amper. Mense besef nie altyd nie, want ons praat val ek, nê? Ek sal dit erken. Praat nogal baie, ja. Maar jy weet dit, jy bly saam met my. Jy moet niks Dis nie so baie ja, moenie jou kop skud nie. Maar in 'n geval, 'n mens praat baie en jy praat soms maklik, nê? Amper te vinnig. En dit laat my nou eintlik dink aan die tyd waar ons vandag is, nê? Ja. Ek dink met alles wat aangaan met die virus en die lockdown en al die goed waar mense is. As mens nou op sosiale media ook kyk en ek wil amper sê die tong wat jy sê, maar deesdae baie skryf, nê? Want almal is nou nie Eintlik wat jy meer sê. ja, weet dis nou nie meer net waar jy praat en mense jou hoor nie. Ja, want eintlik as ek 'n opinie het in plaas van om dit vir mense te sê, tik ek dit gou op Facebook of op en dan sê WhatsApp jy of eintlik jy sê. ja. Maar ek kom agter dat mense nogal baie goed te sê het, baie opinies te sê het en ek dink julle altyd als baie mooi oordink het nie nommer 1. En dan kom ek agter mense se fokus is nogal baie op vrees gerig en Wow. baie gerig op ja, op wat gaan nou aan en dit beteken nie ons moenie weet wat gaan aan nie. Maar toe dink ek 'n ander ding nê, ja nee. Ek dink actually aan waar Jesus die disippels uitgestuur het in Lukas 10 Ja. nê. Hy het hulle so 2 uitgestuur. Toe daarso met die uitstuur, toe sê hy vir hulle, die oes is min. Ag, die oes is baie, ekskuus, die oes is baie en die arbeiders is min. En
En ek dink dis dalk een van die goed wat waar ons nou is. Want ek kyk na hierdie pandemie om ons en al die goed wat gebeur en ek besef die oes is baie. En die rede daarvoor laat my dink aan wat ons laasweek gesê het oor hoop. Mense het vrees. Hulle is verskriklik bang. Het sy bang vir vir die dood, vir die siekte, vir goed wat hulle gaan verloor. So ons het die ontsettende vrees en dan so hulle is daar, die oes is daar. En weer kom ons terug by wat ons laasweek onthou, laas ons gepraat oor hoop. Ja. Dis wat ons het. Ons het hoop om te gee. Jesus Christus en dis die oes wat ons gaan afhaal van die lande af. So dink eintlik nou waar ons is, moet ons dalk eerder ons tong gebruik om waarheid te saai, eerder as al hierdie vrees en al hierdie slegte goeders. Dink ek miskien moet ons dalk, wat dink jy? Ek dink dis eintlik 'n baie cool punt want ons het die kans nou of ek kan my skip heeltemal in hierdie rigting stuur en ons val almal in 'n afgrond in. Of ek kan kyk na die hoop wat Jesus is en dit wat ek het, dit wat ek binne my het, deel met die wêreld buite en vir hulle sê, weet jy wat, ek weet van iemand of hy het my deur hierdie gehelp toe ek nou die dag voel ek sit alleen op die dak, het hy gevoel kon hy my help en nou kan ek jou dalk help. En op so 'n manier kan ons dan deel wees van die werkers. Want ek dink baie keer, ek kom agter, dit is vir my moeilik, omdat ek heeltyd by die huis, so voel, yes, maar ek kan nou nie eintlik iemand van Jesus vertel nie, maar ek besef, YouTube is 'n baie cool plek, maar Instagram en WhatsApp en Facebook, al die plekke waar mense hulle opinies lig, kan ek ook my opinie lig, en ek kan vir hulle sê, maar man, weet jy wat, ek weet van iemand wat hoop kan spreek in hierdie situasie. Kyk wat het hy vandag gedoen. Soos, kyk, ek kan rondloop of vandag het iemand vir my gebid wat saam met hier is en yes, my rug is beter of hoe ook al. Maar laat jy dit sê, weet jy nou 'n storie uit my eie lewe uit. Ons het nou, jy sê iemand het vir gebid wat saam met jou was. Letterlik het iemand al oor 'n WhatsApp my gebid en ek het in daai oomblik gesond geword. No jokes. Come on. So dit was nogal massive. Ek het longsteking gehad. En ek moes Amerika toe vlieg. En net voordat, dit was 'n paar dae voor ek moes vlieg en ek was serieus siek, Dokter het gesê en ja, ek dink ek moet met my Amerika tripie laat gaan. En 'n vriendin stuur vir my 'n voice note, maar soos die middag, Die aand lê ek en luister daai ding. Ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. Instantly. Ek het 4-5 dae later Amerika toe gevlieg. Longsteking. Toe ek die dokter gaan sien die volgende dag, sê hy, "Daar's niks meer fout jou longe nie." So dit laat my nou dink, jy wil nou sê ons iemand hier het vir gebid. Jo ouens, ons kan vir mense bid oor voice notes. Hoe cool is dit? Dis soos real time te wees nie. Dis hoe cool ons God is. Verstaan hy? Word nie beperk deur ons tyd en waar ons beperk is nie. So die oes is daar, verstaan? Ons moet dit leef. En ek dink ons hoef nie bekommerd te wees oor, maar ek sien nie by die skool waar ek nou 100 mense of 20 mense kan sien nie. Een iemand, jy maak in een ou se lewe 'n drastiese verskil en hulle ontmoet Jesus anders en hulle gaan weer uit. Ons is geseënd om tegnologie en al daai te hê. Ja, dis eintlik baie cool. Ek dink Patrice, soos jy dit sê, is dit vir my eintlik baie cool want ek is gewoond geweest toe ek op skool was. Jy weet, as ek gebed genodig gehad het, dan kon ek soos na die CSV of na Vlekvry of na 'n vetersperiode of wat ook al soos 'n bymekaarkoms gekom het en wat ek besef nou is eintlik ek hoef nie te wag vir dit nie. Ek kan net een van my vriende WhatsApp en sê, "Hey ou, kan jy vir my bid?" En dan kan hy vir my bid en dan kan ek vir hom ook bid en God kan nog steeds werk of as ek iets skools raak lees vanoggend soos die skip deel, kan ek vir hulle sê, "Hey, het jy geweet ons tong is soos die skip?" En dan kan dit vir hulle WhatsApp en ons kan actually 'n gesprek voer daaroor. Ja, ons tong bepaal die rigting van ons lewe eintlik. Dis eintlik wat Spreker gesê het, Dis nogal crazy. En dat Jesus ons gesê, asseblief ouens, die oes is groot, die arbeiders is min, maar ek dink wat ek vandag wil vra, is kom ons wees nie van die deel van die tekort aan arbeiders nie. Ja. Kom ons wees die arbeiders wat hierdie oes inbring vir die koninkryk van Jesus Christus. Ja, daar's mense daar buite wat regtig hopeloos is. Hulle weet nie watter kant toe nie en hulle weet nie hoe nie en hulle probeer na grashalmpies gryp en allerlei dinge, maar ons het vir hulle iets waaraan hulle kan vashou, 'n lewende God, 'n lewende legit vriend, 'n companion in die Heilige Gees wat niks op hierdie aarde kan bied nie. Ja, dit maak my nou so excited. Ek sommer lus om stuur 'n paar WhatsApps en video calls en dinge want ek dink is nodig. Ek dink dis ons challenge vir julle want ek is ook opgewonde oor hierdie voorreg wat ons het om actually net met mense. Ja, dis waar ek weet daar's 'n klomp vriende wat ek nie nou kan sien nie en 'n klomp ouens
of mense wat saam met my werk wat ek nie nou kan sien nie. En ek wil julle regtig challenge of ons wil julle eintlik challenge Ja. om gaan dink aan, vra sommer net, Here, vir wie moet ek bid of skryf 3 mense neer en stuur vir hulle 'n voice note waaroor jy net vir hulle bid en sê, hallo, my naam is Hanu of jy ken hopelik die persoon. As jy hulle nie ken nie, is dit ook cool. Dan sê, hallo Jan, ek wil net sommer vir jou bid en dan bid jy vir hulle en dan kyk ons wat gebeur. So ons sal graag wil hoor ook wat gebeur. Maar weet jy wat die ander ding nou, mense hoef dit nie super complicated te maak nie. Partykeer gee die Here vir mense crazy woord en goed as mense kan deel met iemand, maar om ewen 'n seën oor iemand uit te spreek vir hulle dag. Baie cool. Nee, beteken so baie en die impak daarvan weer eens die mag in die tong om iemand te seën. So dit hoef nie super massive te wees nie. Jy ek sê wie excited, hou en ons hoef nie te beperk te wees deur jou huis of jou kamer of wat ook al nie, jy weet. Jy hoef nie beperk te wees nie. Jy is nie beperk. Ek wil sê jy is nie beperk deur tyd en ruimte nie, alhoewel jy is, maar jy is nie, want God is nie beperk nie. Yes. So let it go. Ja, dis baie cool. Awesome julle, so dis ons challenge vir julle. Ek dink ek gaan kyk of ek hierdie ding kan uitfigure, want ek het agterkom klein goedjies kan groot gebeur. En dan gaan wees die klein ding in jou gesin wat die situasie beheer, wat 'n verskil gaan maak, wat dit gaan stuur. Ek gaan kyk of ek hierdie kan aan die gang kry en dan dink ek die eerste persoon wat ek gaan raak, ek sal niemand raak vlieg nie. Die eerste persoon wat ek kan sien op hierdie kamera, dink ek gaan vir hulle bid. Ja, ek dink is baie cool. Maar ek sê maar 'n handjie gee, maar sê vir mense seker jy gehelp. Okay. Ja. Okay, dis ons geheim. Moenie vir die res van die mense sê Moenie, sy help ja. nie. Okay. Praat met ons, stuur vir julle post comments, stuur vir ons WhatsApps, chat met ons, ewen as jy gebed nodig het, ouens. Ja, asseblief, Stuur vir ons dit die vir goed, ons. sê bid vir my. Ons het nie al die antwoorde nie, maar ons het Jesus. En saam het hy hierdie manier om staf te gee. So chat met ons en stuur vir ons comments, al die lekker dinge. Ons wil van julle hoor. Lekker. Okay. Cheers julle. Bye.